baie welkom by hierdie oordeenking. Die mite. Daar behoort nie slegte goed met ons te gebeur nie, want God het goeie dinge vir ons in gedagte. Natuurlik het God goeie dinge vir ons gedagte, maar dit beteken nie in hierdie wêreld dat dit altyd net goed sal gaan nie. As ons kan draai van die mite af na die waarheid wat ons in Jesus se lewe vind, dan gee dit ons 'n realistiese en hoopvolle manier van lewe, nou al. So kom ons gesels verder. Die verhaal van Daniël en sy vriende in ballingskap is 'n voorbeeld van slegte dinge wat met goeie mense gebeur. Dit voel onregverdig dat hulle so swaar moet kry en dat hulle vervolg word vir dit wat hulle reg doen. Ten spyte van hulle omstandighede, sien ons dat hulle nie passief geword het of eenvoudig die manier rondom hulle aangeneem het nie. Hulle het 'n manier gevind om getrou te bly aan God te midde van 'n nuwe, vreemde, uitdagende realiteit. Hulle leef met hoop. Nou ons is dalk nie in Babel nie, maar ons leef wel in 'n wêreld waar dinge nie is soos wat dit moet wees nie. Daar is gebrokenheid, daar's bose strukture, daar's onderdrukking, onregverdigheid, en soos Jesus in Johannes 16 vers 33 sê, dit sê ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. Wanneer slegte goed dan wel met ons of om ons gebeur, wat maak ons? Hoe reageer ons? Ons kan bloot die manier van die wêreld aanneem en bitter en kwaad wees en verklaar dat ons verontreg is. Of ons kan in sak en as sit omdat niks daaraan kan gedoen word nie. Maar hoe lyk 'n lewe saam met Jesus in hierdie realiteit vandag? Ons kan rou oor die gebrokenheid en die verliese. Ons kan huil. Maar dan is daar 'n manier van opstaan saam met hom, met hoop. 'n Paar gedagtes. Wanneer ons met uitdagings gekonfronteer word, het ons twee keuses. Om uit vrees of woede te reageer, of om te draai na God. Daniël het gekies om na God toe te draai. Hy het nie met aggressie of met rebellie gereageer nie, maar met wysheid en 'n diep vertroue dat God in beheer is. Wanneer ons reaktief is, dan loop ons onsself dikwels vas in angs, in onvergenoegdheid, in bitterheid en selfs dan op die ou ende skuldgevoel. Wanneer ons stop, dink en reflekteer saam met Jesus, dan maak ons onsself oop vir sy vrede, wat selfs kan kom sonder dat ons antwoorde kry. Dit is steeds nie maklik nie, maar ons besluit en tree dan vanuit sy krag op en nie net ons eie nie. Dit sou maklik gewees het vir Daniël en sy vriende om moed op te gee en net deel te word van die Babiloniese kultuur. Maar hulle hoop was nie geanker in 'n onmiddellike verandering van omstandighede nie, maar in 'n diep wete dat God getrou is, selfs in Babel. Te midde van moeilik staan God se belofte van hoop in Jeremia 29 vers 11 steeds vas. Hy hou nie op dink aan ons, of wat ons nodig het, of wat in plek moet val vir die plan om uit te speel nie. Hy weet wat hy vir ons in gedagte het. Waar donker en lig sy aan sy bestaan in hierdie wêreld, kan ons 'n ligtoring wees wat skyn en herinner dat die donker nooit sal oorwin nie. Desmond Tutu het gesê, en ek het vertaal, hoop is om te kan sien dat daar lig is ten spyte van al die duisternis. Dit is waartoe ons geroep is. Nie om die duisternis te ontken en te maak asof alles oukei nie, nie om desperaat antwoorde te probeer gee oor waarom dit bestaan nie, maar om so vol hoop te leef dat ons die lig sien deurbreek. Dit is hoe ons weerstand bied, met hoop. So troos God ons, wanneer ons die swaar kry in ons eie lyf voel, en so bemagtig hy ons om ligdraers te wees, sodat wanneer jy nie die lig sien nie, jy dit in my kan sien, en wanneer ek nie kan nie, ek na jou kan kyk. Daniël en sy vriende was verseker ligdraers. Jesus oorweldig die donker met sy lig. Hoe bring ons lig in donker situasies? In ons gesinne en verhoudings,
Ons kan kies om teenwoordig te wees en werklik aandag te skenk aan mekaar. Sodoende leef ons Jesus se voorbeeld vir mekaar uit en leer ons geloof prakties uitleef. In ons gemeenskappe, ons kan betrokke raak by ander, lig bring waar slegte goed gebeur het of steeds gebeur. Dit kan wees deur 'n sopkombuis te ondersteun, 'n mentor vir 'n jong mens te wees, 'n persoon in die buurt te nooi vir ete. In ons werksplekke, wanneer ons te staan kom voor onreg of wanpraktyke, kan ons kies om eerlik, regverdig en met integriteit te leef. Dit beteken soms om moeilike besluite te neem, maar deur dit te doen getuig ons van die lig wat nie uitgedoof word deur die donker nie. In 'n samelewing wat verdeel is, ons kan brûe bou. Wanneer ander wil verdeel, ons kan mense wees wat luister, eerder as om met ons eie sienings te verdedig of aan te gryp net wat ons eie gemak bevorder. Ons kan dink en nie net opgesweep word nie. Ons kan staan vir waarheid wat ons net kan onderskei saam met Jesus. Mag die Heilige Gees ons lei in wysheid, dat ons met hoop weerstand kan bied, dat ons met hoop kan staan, selfs wanneer dinge rondom ons verkeerd gaan. Bid saam met my. Here, U is 'n God wat getrou bly, selfs wanneer ons oorweldig, bekommerd of alleen voel. U is ook by ons in omstandighede wat ons nie verstaan nie. Help ons om aan U oor te gee en om U te vertrou. Gee ons wysheid om te weet wanneer om elke dag se reis, wanneer en hoe om elke dag se reis sinvol saam met U aan te pak. Mag ons lewens 'n getuienis wees van die lig en waarheid, selfs in 'n donker wêreld. Amen.